Goeiedag. Ek dink dit is tyd dat ons 'n vraag beantwoord. Alhoewel daar dalk al baie daaroor geskryf is en baie daaroor gesê is hierdie vraag nog nie van hierdie hoek af behandel nie. En dit gaan oor die vraag oor Paulus. Ja, ek weet, baie mense sê, as jy Paulus verwerp, dan verwerp jy die Nuwe Testament en later verwerp jy die Ou Testament. Dit is so, dit gebeur met mense, want mense verstaan nie wat hulle doen nie. Ek kan getuig uit ondervinding uit, dit het met my gebeur. Paulus eers begin verwerp, en toe later is die Nuwe Testament nie, en toe later sommer die hele Ou Testament, Nuwe Testament, en daar sit ek, wat nou. Maar Vader het my vinnig teruggebring, na 4 jaar se rondswerf het hy my baie hard teruggeroep, en ek gaan nou vir julle 'n ding vertel, dat ek hoop vir julle duidelik sal maak, waar die Paulus inpas, en hoekom hy so gevaarlik is. Hier is nou 'n ontleding van die vrug van Paulus se bediening. Direk vergelyk met Yeshua se onderrig en die uitkomste in die gemeentes wat elk beïnvloed is. Alle bewering hieronder is verifieerbaar uit die Nuwe Testamentiese dokumente self en uit wat die briewe wat Paulus geskryf het en self erken oor die toestand van sy eie gemeentes. So die oorspronklike studie is. Kom ons ondersoek die vrug van Paulus se werk. Al sou die meeste mense van Paulus hou, en word hy meer aangehaal en meer geliefd, en lyk dit of hy meer gesag het as Yeshua self, vertel sy vrug 'n ander storie. Stel jou voor, Paulus het die verlossing van Yeshua verkondig in samehang met die gehoorsaamheid aan die wet, en nie die dinge gesê wat hy teen die wet gesê het nie, soos byvoorbeeld in Galasiërs. Dan sou sy gemeentes aan wie hy briewe geskryf het, dalk nie soveel probleme gehad het nie. As jy na sy gemeentes kyk, hy beskuldig hulle van dinge wat werklik sleg is, maar dis die vrug van 'n valse evangelie. As die evangelie getrou was aan Yeshua en aan die wet, sou daardie gemeentes waarskynlik nie in hierdie vetteloosheid verval het nie. 'n valstrik waarin hulle geval het. Oorweeg dit, dink daaroor na, en moenie met my kom met hoofstroom argumente nie, want ek is lank verby indoktrinasie. Goed, so kom ons kyk na die briewe self. Dis definitief nie liefdesbriewe nie. Dit is noodsendings na gemeentes wat in chaos verval het. Chaos wat Paulus self gehelp skep het. In 1 Korintiërs 5-6 lees ons dan die volgende. Bloedskande, regsgedinge, tempelprostitusie, dronkenskap, tydens nagmaal. Paulus het hierdie gemeente self gestig. Jy sal dit sien in Handelinge 18. En tog is dit 'n riool. Hy blameer seksuele onsedelikheid en 'n vleeslike lewe, presies die ego van sy eie vryheid van die wet. Nou kom ons kyk na Galasiërs. Galasiërs 5:13-21. Hier waarsku Paulus teen die bevrediging van die vlees. Net na hy vryheid van die Torah verkondig het. Stop nie by Korintiërs of Galasiërs nie, Tessalonisense. 1 Tessalonisense 4:3-8. Hy vermaan teen seksuele onsedelikheid en luiheid, basiese Torah vlak goed wat hulle ignoreer. En Romeine, dis dalk nie 'n gemeente wat hy self gestig het nie, maar dis 'n gemeente wat sy brief ontvang het en van hom weet, seker van sy leerlinge gekry het. Selfs aan die gemeente wat hy nie self gestig het nie, moet hy dit uitspreek. Geen orgies, geen dronkenskap, geen seksuele onsedelikheid nie, mense. Die vrug, Paulus se evangelie saad, ontkiem in wilde plante, wilde vrugte. Die vrug is, Paulus se evangelie, 'n saad wat wild ontkiem. Oormatige seksuele sonde, verdeeldheid en wanorde. Yeshua se volgelinge in Handelinge 2:40-47. Kyk na hulle is toegewyd aan die onderrig, hulle is toegewyd aan die gemeenskap, broodbreking, gebed, ordelike gehoorsaamheid, alles is gedeel, geen skandale word genoem nie. Nou is 'n groot verskil. Daarteenoor het ons Yeshua se verlossingsformule wat onlosmaaklik is en verbonde is aan die Torah gehoorsaamheid.
In Matteus 5:17 tot 19 sê hy, ek het nie gekom om die wet af te skaf nie, maar om dit te vervul. Christene gebruik daai vervul, hulle dink, o ja, dit is klaargemaak, maar hulle lees nie verder nie, want verder sê dan, wie ook al een van hierdie gebooie, van die geringste van hierdie gebooie verslap, sal die minste genoem word in die koninkryk. Ons moet dit leer, vers 19, aan ander mense leer. So, Matteus 7:21, ook so, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar slegs die wat die wil van my Vader doen. Hy koppel dit aan iets wat gedoen moet word, nie net geloof nie. Matteus 19 vers 17 kom die ryk man en vra, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Of om in die lewe in te gaan? En Yeshua sê vir hom, wel, hou die gebooie. Dan kry ons in Lukas 10, 25 tot 28. Jy moet God en jou naaste lief hê soos jouself. Dit kom direk uit die Torah uit. Doen dit en jy sal lewe. So Yeshua koppel verlossing aan die doen van die Torah. Besnydenis, Sabbat, spyswette, alles is nog in plek. Matteus 5:18 en 19 is geen geloof alleen nie, dit is dinge wat gedoen moet word. Paulus draai dit natuurlik om, né? Paulus sê die teenoorgestelde. Paulus sê Galasiërs 2:16, 'n mens word nie geregverdig uit die werke van die wet nie, maar deur die geloof. Galasiërs 3:10, vervloek hy diegene wat onder die wet is, of vervloek is diegene wat onder die wet is, nee. Romeine 10:4, Christus is die einde, telos, gelyk aan beëindiging, die Griekse woord, Christus is die einde van die wet. En dan Efesiërs 2:15, hy het die wet in sy vlees tot niet gemaak. Die gevolg is, Paulus volgelinge gooi die Torah basics oorboord. Spyswette, Romeine 14, besnydenis, Galasiërs 5, Sabbatte, Kolossense 2:16. Sonder hierdie reëlings wat Yeshua self hoog gehou het, word vryheid nou 'n lisensie. En die vrug is hoerery, verdeeldheid, presies wat ons sien in Paulus se gemeentes. Goed, nou stel jou voor Paulus verkondig Jesus plus Torah gehoorsaamheid. Wat dink jy sal die gevolge daarvan wees? In Galasiërs sal ons geen vloek oor wetsgehoorsamers hê nie. En in plaas daarvan geloof wat deur liefde werk, Galasiërs 5:6, liefde wat die Torah volbring, Romeine 13:10. Gemeentes kry Jesus se struktuur, bergrede etiek, saligsprekinge, die Torah as die koninkryk se bloudruk. So die hipotetiese uitkoms, as Paulus nou natuurlik Jesus plus Torah sou verkondig, Korinthe verval nie in orgies nie, Galasiërs het nie 'n werke van die vlees nie, en Thessalonike bly rein, die vrug lyk soos Handelinge 2, gemeenskaplik, heilig, uitgebrei, geen probleme nie, want die evangelie behou die wet, sy morele sterk bande, wat Yeshua nooit verwyder het nie. Dink net bietjie daaroor. So, nou is die ironie mooi vasgepen in wat ek vir julle gesê het. Yeshua versus Paulus. Paulus word meer aangehaal deur die Christene, meer gesistematiseer, maar Jesus het juist teen hierdie presiese dinamika gewaarsku. Matteus 24:24 praat hy van vals profete wat sal kom in sy naam, tekens en wonders sal verrig, wat selfs die uitverkorenes sal mislei. Matteus 7:21 tot 23. Die wat sê, Here, Here, sal nie almal in die koninkryk ingaan nie. En hy gaan vir jou wat sê? Gaan weg van my af, julle wat die wetteloosheid doen. Die Griekse woord anomia, nomia beteken wet, anomia is teen die wet. Mense, julle moet hierdie dinge lees. So, Paulus se tekens in 2 Korintiërs 12:12 is self geproklameer. Niemand kan dit bewys nie. Hy proklameer dit self, daar is nie getuies daarvoor nie. En bygesê, Paulus was nie een van Yeshua se disippels nie. Hy het nooit saam met hom geloop nie. Hy het hom nooit ontmoet nie. Sy openbaring in Galasiërs 1:12 weerspreek die vleesgeworde meester. Dit is duidelike woorde. So, ons het 'n vrugtoets. Matteus 7 vers 15 tot 20. Die doringbosse dra nie druiwe nie. En Paulus se gemeentes vol dorings. Nou ja, so hoe lyk Paulus se gemeentes dan in die eerste eeu?
Paulus se gemeentes breek op. 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 12. Bring ketterye voort. Kolossense 2 vers 8 is morele skandale in Paulus se gemeentes. En hy het dit self geskryf, ons sien, hy skryf dit aan sy gemeente. So op die lang termyn, wat bring dit? Paulus se geloof alleen en wetvrye evangelie baar eeue se anti-wet Christene. 'n Losbandige sekte, 'n maklike belydenis, glo net en jy's gered, geen effort daarin om jou geloof te wys nie. So daar's 'n morele wegdrywe van deur al hierdie Christelike nasies. Die kontras is natuurlik die Torah onderhoudende mense, die Messiaanse Jode in die eerste eeu, die eerste 100 jaar was hulle die Ebioniete gewees. Hulle hou vol met 'n skoner vrug, nader aan Yeshua se model. Al word hulle gemarginaliseer en aangeval en so aan deur die mense van Paul of die Pauliniste. Die slotlyn daarvan is dus Paulus se vrug veroordeel sy evangelie. Yeshua se weg, geloof in gehoorsaamheid, bou heilige gemeentes. Paulus se vryheid ontanker die gemeentes weer in hulle vleeslike chaos in. En as hy by Yeshua se skrif gebly het, met nou Torah plus geloof, sou die gemeentes gefloreer het. Hulle sou nie in mekaar ingeval het nie, daar sou nie losbandigheid gewees het, ketterye gewees nie. Daai dinge sou nie nodig gehad om vir hulle te skryf nie, want hulle sou ons geweet het wat fout is. So die teks skree dit uit, die geskiedenis bevestig dit. Die vraag daar is, wat van die nie eet van vleis wat aan afgode geoffer is? Met andere, mag ons dit nou eet of nie? Wat van die pilare van die kerk? Hulle maak 'n duidelike onderskeid in Handelinge 15. Hulle sê vir die heidene wat inkom. Maar Paulus hou hom nie daarby nie. Hy steur hom nie daar nie. Hy leer dat afgode is niks nie. En dit hang alles af van jou eie gewete. Jy weet, koop alles wat op die mark beskikbaar is. Hy lieg selfs oor die besluit in Handelinge 15 wanneer hy sê, hulle wou net hê ek moet die armes onthou. Dis nie wat hulle gesê het nie. Hulle het gesê afgode losbandige seks en die eet van bloed en daai tipe dinge. Lees dit. Het is belangrik om hierdie dinge te sien. Dit is een van die blaatantste voorbeelde waar Paulus direk die apostelse gesaghebende besluit weerspreek en dan daaroor lieg. Kom ons breek dit af, vers vir vers. So kom ons kyk nou na Handelinge 15 vers 9 tot 29. Die apostels se duidelike uitspraak. Jakobus, wat natuurlik die hoof van die Jerusalemse raad is, hy praat hier namens al die pilare van die kerk, al die apostels. Hierdie pilare wat Paulus so aanspreek en sê, hy het niks met hulle te doen nie. Hy sê, dit het die Heilige Gees aan ons gewys, om julle nie verder te belas, as met hierdie noodsaaklike dinge nie. Nou noem hy hierdie dinge. Julle moet julle onthou van afgodsoffers, van hoerery, van vleis van verwigte diere en van bloed. Die doel? Minimum Torah toelatingsvereistes vir heidene, sodat hulle kan inkom in die gemeenskap en kan een wees met in die geloof van Yeshua. Maar dan word daar gesê, en dan kan hulle elke Shabbat na die sinagoge toe gaan, die vers net daarna, kan hulle elke Shabbat na die sinagoge toe gaan en hulle kan daar gaan hoor hoe Moses gepredik word en dus meer leer oor die Torah, die onderhouding van die Torah. Jakobus herhaal dit weer, hierdie hele ding herhaal hy weer in vers 20 en 29 verklem, duidelik, bindend, is apostoliese gesag hierdie. Die tweede gedeelte kom uit 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. So hier gaan ons nou sien hoe Paulus hierdie handelinge ding ignoreer. Paulus skryf aan die Korintiërs, ek noem dit soms sy afgodshoofstad. Hy skryf, ons weet dat ons almal kennis het. So gnostisie. 'n Afgod het geen werklike bestaan nie. Vleis wat aan afgode geoffer is, sal ons nie voor God bring nie. Eet alles wat in die vleismark verkoop word, sonder om enige vraag te vra op grond van die gewete natuurlik, né?
So as 'n ongelowige jou nooi, gaan eet alles wat hy vir jou voorsit, sonder om enige vraag te vra op grond van sy gewete. 1 Korintiërs 8, 1-13. So Paulus leer, afgode is niks. Dis waar, afgode is niks. Maar dis nie te sê, ons mag nou met hulle deel, of die vleis eet wat aan 'n offer is en so nie. Want dit plaas jou op 'n verkeerde voet met Vader. So die vleismark, jy kan maar vrylik daar koop, ignoreer afgodsvleis. Heidense partytjies, eet alles. Moenie worry oor wat hulle vir jou voorsit nie. Moenie hulle gewete plan nie. Jy is mos nou slim, jy weet mos nou. So hou net op dit eet as iemand anders se gewete nou daaronder kan lê. Dis mos nou alles wat Paulus sê. So die gevolg is, die Korintiese gelowiges smil aan tempeloffers, aan die tempel oorskiet van Afrodite prostituie. Presies wat Handelinge 15 verbied het. Nommer 3, Paulus lieg oor die Jerusalemse besluit. Galasiërs 2:10. Wat het die Jerusalemse besluit? Hulle sê vir jou, moenie afgodsoffers eet nie, moenie bloed eet nie, bly weg van hierdie onreine seksuele dade en so meer. So Paulus se weergawe van die raad. Hulle het net een ding gevra. Onthou die armes. Galasiërs 2 vers 10. Wat hy weglaat, die eintlike vierledige dekreet is, geen afgodsbesmetting nie, geen hoerery nie, geen verwigte vleis nie, geen bloed nie. Hoekom noem hy dit nie aan die Galasiërs nie? Hy sê net, onthou die armes. So waarom hierdie leuen? Waarom sal hy nou so leuen vertel? Want om Handelinge 15 te gehoorsaam, sou sy hele vryheid van geloof, of vryheid van wet, evangelie in die wiele ry. Hy kan nie erken dat die apostels Torah spyswette volg nie, en Torah spyswette aan die heidene oplê nie. Dit vernietig Galasiërs 2:16. Nie geregverdig deur werke van die wet nie. Ons word mos nie geregverdig deur die werke van die wet nie. Paulus se eie gemeentes bewys die ramp. Korinte, die gemeente van Korinte, 1 Korintiërs 10 vers 14-22. Paulus moet nou middel deur die brief terugtrek. Na hy geleer het, eet afgodsvleis vrylik, sê hy skielik, vlug van afgoderry. Julle kan nie die beker van die Here en die beker van demone drink nie. Paulus, waarom hierdie ommekeer skielik? Berigte het hom natuurlik bereik van werklike afgoderry in hierdie gemeentes van hom wat nou uitgebreek het. Sy gewete alleen reël het seker nou maar chaos daar veroorsaak. Die ander gemeente van hom in Pergamum of Thyatira, 'n gemeente wat ook daar in Openbaring aangespreek word. Openbaring 2, 14 en 20. Yeshua berusp die Nikoaliete wat afgodsvleis eet. Maar dis dan in van Paulus se gemeentes. En Isabel, wat die seksuele onsedelikheid aan die mense leer. Paulus se gemeente, Paulus se vrug, 40 jaar later. So, 'n direkte vergelyking van die vrugtoets. Handelinge 15, die apostels, hou julle weg van afgodsbesmetting. Paulus se praktyk, eet enigiets, afgode is niks. Die uitkoms, Korintiërs se afgoderry, 1 Korintiërs 10. Handelinge 15 sê die apostels, hulle het 'n bindende dekreet van daai 5 dinge wat hulle genoem het. Die 5de ding, onthou die armes. Paulus se praktyk, gewete alleen. As jy gewete jou nie plan nie, gaan aan. Die uitkoms, Paulus se kerk, soos in Openbaring 2, Pergamum of Thyatira, hulle sketters. Hou nie by die woord nie. Die Handelinge van 15 apostels sê, beskerm die Hebreëse geloof, die Hebreëse geloofseenheid, dit wat Yeshua daar gebring het. Dit is nie 'n Joodse geloof nie, want die Jode is net een stam van Israel, dit is die Hebreërs se geloof. Maar Paulus sê, hy skep verdeeldheid oor hierdie hele kos storie. Mag ons nou nie, so, as jy weet jy nie plan nie, gaan voort, sê Paulus. Wat gebeur dus? Romeine 14, eindelose debatte, want die mense het nou 'n stryery oor hierdie hele storie. So, waar staan Yeshua op hierdie plek? Hy staan aan die apostel se kant. Hy staan nie aan Paulus se kant nie. Matteus 5:19. Te vergeefs vereer hulle my deur leerstukke van mense.
Wat het ons nou gesien? Paulus het sy eie leerlinge. Te vergeefs vereer hulle my, deur die leringe van mense, as leerstellings aan mense te leer. Dit kom uit 'n aanhaling van Jesaja oor die Fariseëse tradisies. Paulus behandel die apostoliese dekreet, wat deur die Heilige Gees aan hulle gegee is, in Handelinge 15:28, as 'n opsionele gewetenskwessie. So as die Gees jou nie pla nie, moet dan nie worry nie. So, in die Engels sê hulle, it's a smoking gun. Paulus se eie bekentenis. 1 Korintiërs 10:28, dit verklap die hele vangnet, die hele ding van Paulus. Hy sê, as iemand vir jou sê, dis 'n offerande, eer dit dan nie, terwille van hom wat vir jou gesê het. Om het nou reg te sien is, Paulus weet dit is afgodsvleis. Hy wil net hê, jy moet oningelig bly, sodat jy nie Vader se wette kan gehoorsaam nie. Sodat jy oortree dit wat die Heilige Gees vir die apostels gesê het. Die slotsom hiervan is natuurlik, Paulus weerspreek die pilare se duidelike afgodsvleis verbod. Hy lieg oor wat hulle eintlik besluit het, want hy sê, onthou net die armes, hy los al hierdie ander dinge uit. So, dit skep chaos waarin sy gemeentes verdrink, en hy stel sy eie evangelie bo die apostels se leringe, bo kan hulle gesag. Yeshua het gewaarsku, wie julle ontvang, ontvang my. Wie julle verwerp, verwerp my. Lukas 10:16. Paulus het duidelik die apostels se uitspraak verwerp, en sodoende verwerp en natuurlik Yeshua ook. Nou ja, wat is dus die vrug van al hierdie dinge? Heidense gelowiges is besmet deur afgoderry. Joods-heidene gemeenskappe is stikkend gebreek, en dekades later waarsku Yeshua daardie gemeentes in Openbaring deur die apostel Johannes, omdat hulle 40 jaar later in hierdie dinge verval het. So volgende wil ons nou kyk na Paulus se besnydenis teologie en hoe hy dit hanteer. En wat sê die Engelse? Mic drop. Donk. Handelinge 15:21 het James die mic gedrop, want hy skryf, van ouds af het Moses in elke stad die wat hom verkondig, omdat hy elke Sabbat in die sinagoges voorgelees word. Dis nou Handelinge 15:21. Dit pas nou presies in by daardie reëls wat die Heilige Gees vir die apostels gesê het, om toe te pas, en wat hulle vir Paulus gesê het, want Paulus was mos nou daar, en vir hom gesê het, en onthou die armes, en dan sê hulle, want van ouds af het Moses elke stad die wat hom verkondig, omdat hy elke Sabbat in die sinagoges voorgelees word. Wat verstaan ons daarby uit? Heidene kry die 4 minimum, geen afgoderry, hoewery, bloed, verwigte vleis, lesing, dan leer hulle week na week die volle Torah in die sinagoge. So daar is geleidelike gehoorsaamheid wat van die Torah mense afkom. Maak die Christene dieselfde in die kerk nie. As daar 'n hoer in jou kerk gaan instap, gaan jy nie vir haar sê, luister vrou, stop met jou hoerery onmiddellik en kom elke Sondag kerk toe, so jy kan leer wat dit is om die Here te dien nie. Is presies wat die Paulus daar moes gedoen het. Maar hy doen dit nie. Hy los daar ander dinge. En Paulus het natuurlik 'n ander agenda gehad, seker, nee. So Jakobus se strategie is toelatingsvereistes, Torah onderhouding vir 'n volle verbondslewe. Paulus se strategie vir toelating, onmiddellike wetafskaffing, en dit verval in 'n morele filosoop. So dit vernietig Paulus se Galasiërs 2:10 leuen. Paulus beweer, hulle het net een ding gesê, onthou die armes, Galasiërs 2:10. As jy Galasiërs 2 lees, sal jy sien, hy praat juis van hierdie ding, van hierdie raad by Jerusalem toe hy nou daar was oor die besnydenis. En wat sê hulle? Hulle gee vir hom al die punte, maar wat sê hy? Hulle het net een ding gesê, onthou die armes. Wat hy doelbewus weggelaat is dus die 4 Torah wette, Handelinge 15, 20 en 29, 'n Torah leesplan, Handelinge 15, 21, en dit was deur die Heilige Gees aan hulle gegee.
Die Heilige Gees se gesag wat Paulus daarso minag, Handelinge 15:28. So Paulus se opsomming is gelyk aan 'n chirurgiese bedrog. hy kan dit nie erken nie. Die apostels het Torah spyswette aan die heidene opgelê. Die apostels het weeklikse Torah studie verwag. Dit verspreek direk die wet is verby evangelie. Die vrug daarvan, Paulus se gemeentes het 0 Torah blootstelling gehad. Korinthe, geen bewys van Shabbat of sinagoge bywoning nie. Paulus spog, hy het nie 'n ander evangelie gepreek wat Torah vereis nie. 2 Korintiërs 11:4. In Galasië, die Judaseerders, hy sê ons daar kom mense wat die mense Judaize, die Judaseerders kom daar aan en leer Torah. Paulus vervloek hulle, Galasiërs 1:8-9. Thessalonika, Paulus smokkel hulle uit die sinagoges na hulle byeenkomste. Hy smokkel die mense uit na sy eie byeenkomste toe, Handelinge 17:10. Gevolg, die heidense gelowiges met geen afgode? Nee, 1 Korintiërs 10 is 'n afgoderry krisis. Sit die heidense gelowiges met geen onsedelikheid nie? Nee, 1 Korintiërs 5, bloedskande. Die heidense gelowiges leer hulle Torah? Nee, hulle het geen sabbatbootstelling nie. Suiwer Paulinisme, wettelose vryheid. Jakobus se model aan die ander hand is dieselfde as Yeshua se model. Jakobus by Handelinge 15 sê 4 wette en die weeklikse Torah. Paulus sê geloof alleen, geen Torah, onthou net die armes. Vrug, afgoderry, hoerery. Jakobus sinagoge onderhouding van die gaan leer die Torah elke Sondag elke Shabbat by die sinagoge. Paulus, nee, moenie sinagoge toe gaan nie. Huisgemeentes, isolasie, geen morele samewerking nie. Jakobus, die Heilige Gees het die gesag. Paulus, my evangelie, ek dra die gesag. So hy skep verdeeldheid en dit lei tot kettery. So Yeshua ondersteun Jakobus en nie vir Paulus nie, want in Matteus 5:19 sê Yeshua, wie dan een van die geringste van hierdie gebooie verslap, sal die minste genoem word in die koninkryk. Lukas 4:16 Yeshua se gewoonte, Shabbat, sinagoge, Torah lesing. Jakobus volg Yeshua se patroon. Paulus verwerp dit. Wat sê die woord? As jy dan sê jy is in hom, 1 Johannes 3 vers 4, daarom dink ek, sê, as jy in hom is, dan moet jy wandel soos hy gewandel het. Jakobus volg Jesus, Yeshua. Paulus verwerp hom. Paulus se Galasiërs 2:10 is gelyk aan 'n berekende weglating. Soos ek sê, 'n chirurgiese weglating. Hy het geweet van Handelinge 15:21 se Torah plan. Hy noem homself dan 'n fariseer. Hoekom weet hy nie daarvan nie? Hy het geweet dis verpligtend vir die heidene om die wet geleidelik te leer en dit te gehoorsaam. Maar sy leen is nie vergeetachtigheid nie. Nee, dit was om sy wetvrye franchise te beskerm teen die apostoliese aanslag. So die smoking weapon is Handelinge 15:21. Dis die bewys wat die Jerusalemse pilare gesê het, daar's volle Torah onderhouding selfs vir die heidene. Nie net alles op een slag nie. Paulus het hierdie padkaart heeltemal weggegooi. Jakobus was reg, Paulus se vrug wys dit. Hoe sê die mense, waar 'n rookie trek, brand daar 'n vuurtjie. Paulus se openlike rebellie teen die pilare is nou een van daai rookies. Kom ons kyk of brand daar 'n vuurtjie. So hy verskil nie net met hulle nie, hy spog met sy onafhanklikheid en hy trap hul gesag in die grond in. Kom ons versamel die getuies uit sy eie mond en kruisverwys met die apostels se reaksie. So getuie 1, Paulus spog met onafhanklikheid. Ons gaan na Galasiërs 1 vers 11-12 en dan 15-17. Ek lees: Ek wil hê julle moet weet, broers, dat die evangelie wat ek verkondig het nie van menslike oorsprong is nie, want ek het dit nie van 'n mens ontvang nie en ook nie geleer nie, maar deur 'n openbaring van Yeshua, Messiah. Ek het dadelik na Arabië toe gegaan
Ek het nie dadelik met enige mens geraadpleeg nie. Ek het nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie. Dis nou Galasiërs 1:11 tot 17. My evangelie. So Paulus sê my evangelie, direkte solo vlug van Paulus. Hy download van hierdie lig wat hy in die pad aanskou, download hy sommer alles. Die apostels is oorbodig. So Yeshua het verniet vir 3 jaar lank disippels opgelei en apostels uitgestuur en hulle krag en mag gegee. Dis nie nodig nou meer om mense te hê nie. Ons het nou net vir Paulus nodig. Dis wat Paulus sê. Getuie 2, Paulus val Petrus aan en in sy gesig, man, sommer so direk, Galasiërs 2:11 tot 14. Toe Kefas, of Petrus soos ons hom ken, na Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan. Want hy was duidelik verkeerd. Want voordat sekere mense van Jakobus gekom het, dis nou daardie Judaiseerders waarvan hy praat, wat vir die mense vertel hulle moet besny word, en dis hoekom hy Jerusalem toe is. Nou, want voordat sekere mense van Jakobus gekom het hy, Petrus, saam met die heidene geëet, maar toe hulle kom, het hy homself teruggetrek en afgesonder van die heidene. Ek het hom in die openbaar teëgestaan. Paulus, in die openbaar teëgestaan. Volg jy nie die reëls wat Yeshua neergelê het van hoe jy met 'n broer moet werk nie? Wat Petrus gedoen het, Handelinge 15 gevolg. Geen afgodsvleis, geen gemeenskaps grense nie, met ander woorde Torah. Paulus se reaksie, openbare vernedering van die nommer 1 apostel oor Torah onderhouding. Wat sê Yeshua oor Petrus? Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Matteus 16:18. Wat sê Paulus? Die rots is verkeerd. Ek is reg. Getuie nommer 3. Paulus spot met die superapostels. 2 Korintiërs 11 vers 4 tot 6 en 2 Korintiërs 12 vers 11. As iemand kom en 'n ander Yeshua verkondig, 'n ander Jesus verkondig, of 'n ander evangelie, dan dra julle dit goed. Ek was hoegenaamd nie minder as hierdie super apostels nie. Selfs al is ek ongeskoold in spraak, is ek nie ongeskoold in kennis nie. Dis nou 2 Korintiërs 11 4 tot 6. So Jerusalem se pilare, Jakobus, Petrus, Johannes, dis hulle wat hy hierso aanval. Paulus se aanspraak, hulle bring 'n ander evangelie. Ek is beter, sê Paulus. Getuie nommer 4. Paulus eis voorrang bo die apostels. 2 Korintiërs 11 5, 12 11, 1 Korintiërs 15 8 tot 10. Ek is hoegenaamd nie minder as hierdie superapostels nie. Ek was 'n dwaas. Julle het my daartoe gedwing. In apostelskap is ek nie minder as enige iemand nie. Dis nou wat Paulus sê. So Paulus se hiërargie. Paulus is groter as Petrus, Jakobus en Johannes. Getuie nommer 5. Paulus verwerp hulle werklike raadsbesluit wat ons nou net gehandel het, Galasiërs 2:10 wat 'n leuen is. Werklike Handelinge 15:4 wette plus die Torah onderhouding, Paulus se herskrywing, onthou net die armes. Waarom? Hy kan nie erken dat die pilare gesag oor hom het nie. Hy wil nie. Of hy het ander agenda, nee. So getuie nommer 6, apostels berisp Paulus, Handelinge 21, 17 tot 25. Paulus kom daar aan en hy sê vir hom, luister, ons hoor jy leer die mense om dinge te doen wat jy nie moet doen nie. So nou sê hulle vir hom, jy sien broer, hoeveel 10.000 gelowiges daar onder die Jode is. Almal ywerig vir die wet, maar hulle almal glo ook in Yeshua, so hoekom sal jy die mense teen die wet leer? Hulle het gehoor van jou, van Paulus, dat jy al die Jode onder die heidene leer om Moses te verraad. So nou sê hulle vir hom, doen dis wat ons vir jou sê. Reinig jouself saam met hierdie manne en gaan betaal hulle onkoste vir hulle eet wat hulle aflê. Wat noem jy daai eet? Vir die eet wat hulle afgelê het. So die vertaling is, hoe lees ons dit? Die Joodse gelowiges, Paulus is teen die Torah. Jakobus,
bewys vir ons dat jy die Torah onderhou. Of daar gaan moeilikheid wees natuurlik, want hierdie mense sê jy leer die mense verkeerd. So Paulus se reaksie, hy gaan volg die Torah. Hoekom doen hy dit? As die Torah dan weg is, as Galasiërs 5 dan vir jou sê, Galasiërs 3 vir jou sê, die wet is weg, daar's niks wet nie, ons is nie onder die wet nie. Hoekom sê hy vir hulle, ons hoef nie meer die wet te onderhou nie. Verstaan julle nie vir Yeshua nie, verstaan julle nie julle meester nie, julle is die apostels, julle het 3 jaar saam met hom geloop, verstaan julle dit nie? Ek dink hulle het beter verstaan as wat hy verstaan het. Getuie nommer 7. Yeshua staan aan die kant van die pilare, hy veroordeel Paulus in Openbaring 2 en 3. Yeshua se briewe aan Paulus se gemeentes, die gemeente in Pergamos of Pergamum. Jy het daar mense wat vasklou aan die leer van Biliam. Hulle eet vleis wat aan afgode geoffer is. Bekeer julle. Openbaring 2:14. Wie se gemeente is dit? Die gemeente van Thyatira. Isabel wat leer seksuele onsedelikheid en afgodsvleisoffers eet. Openbaring 2:20. Wat is Yeshua se uitspraak? Paulus se eet vrylik evangelie is 'n valse leer. Dieselfde sondes wat Handelinge 15 verbied het. Dit is wat Yeshua nou aanspreek in Openbaring. 2 van Paulus se gemeentes wat in hierdie goed verval het. Hoekom? Want Paulus leer, daar's nie Torah onderhouding nie. Getuie nommer 8. Paulus se eie bekentenis van verdeeldheid. 1 Korintiërs 1:12 en Galasiërs 5:12. Elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek is van Apollos, of ek is van Kefa, Petrus, of ek is van Christus. 1 Korintiërs 1:12. Paulus se vrug, skeuring tussen sy mense, skeuring tussen sy volgelinge, teenoor die pilare se volgelinge wat eens is, en in eenheid leef, en Torah kyk, en lief is mekaar, en alles deel. So die aanklag teen Paulus is erg. Paulus se eie woorde, verongeluk hom. Paulus sê, ek het nie van mense geleer nie, Galasiërs 1:2. Dit beteken hy verwerp die apostoliese opvolging. Hy verwerp Yeshua se apostoliese opvolging nadat hy vir Jakobus sy broer die leierskap van die kerk gegee het. Dus Yeshua sê, wie julle verwerp, verwerp my. Paulus verwerp hulle. Petrus word in die gesig gevat of in die gesig teengestaan. Galasiërs 2:11. Een apostel, inteendeel die apostel, die rots waarop die gemeentes gebou moet word. Maar Paulus verwerp hom. Paulus, nie minder as superapostels nie, 2 Korintiërs 11:5. Paulus is beter as die pilare. Hy het niks met hierdie apostels te doen nie. Wat sê Yeshua? Die grootste, as jy 'n leier wil wees, dan moet jy die ander dien. Matteus 23:11. So, en dan is Paulus 'n leenaar oor Handelinge 15. Ons het daai reeds deurgegaan. So hy verwerp die apostoliese gesag. Hy verwerp die gesag wat Yeshua aan die apostels deurgegee het. Die vrugpatroon van Paulus is onteenseglik. Hy verwerp die pilare gesag uit 'n onafhanklike my-evangelie. Hy weerspreek hulle besluite oor die afgodsvleis en dit bring chaos. Dit skuur die kerk. Paulus teenoor Petrus se faksies en Yeshua berispe Paulus se gemeentes in Openbaring. So die vrug van Paulus se evangelies en van Paulus se predinge is nie baie goed nie. So Paulus se rebellie is ook nie sag nie. Sy briewe is 'n manifest van onafhanklikheid van Yeshua se aangestelde apostels. Die diepste sny in hierdie hele ding is in Galasiërs 1 vers 8 tot 9. Daar steel hy Yeshua se gesag. Selfs al sou ons of 'n engel uit die hemel 'n ander evangelie verkondig, hy moet vervloek wees. Really? As daar selfs 'n boodskapper van God uit die hemel kom en 'n ander evangelie verkondig, die een wat jy nie verkondig nie, Paulus, maar die een wat Petrus en Jakobus en Johannes verkondig, dan moet hy vervloek wees. Wie het Paulus die gesag gegee om die apostels te vervloek?
Niemand nie, hy het homself aangestel. Hier die volgende is dan natuurlik 'n kernkragvlak ontmaskering van Paulus se bedrog. Hy bou sy hele gesag op 'n solo visioen en ontduik totaal en al die kwalifikasies wat neergelê word vir apostel. Kom ons kyk daarna. So die Damaskus visioen teenoor die apostel se ooggetuie standaard. Handelinge 1:21 tot 22. Apostoliese kwalifikasies en Yeshua se eie reël. Petrus stel die kriteria vir Judas se vervanging. Onthou Judas het homself nou doodgemaak, so daar's nou net 11 apostels, dan moet nou 'n 12de apostel aangestel word. Wat sê Petrus? Van die manne wat dus die hele tyd saam met ons was terwyl Yeshua onder ons ingegaan en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag wat hy van ons af opgeneem is. Een van hulle moet saam met ons 'n getuie van sy opstanding word. Dit is nou in Handelinge 1:21 tot 22. So die kriteria word baie duidelik uitgelê. Die enigste persoon wat sal weet hoe om die waarheid te vertel, sal weet wat ons meester vertel het, is iemand wat van die begin af toe hy gedoop is, deur Johannes die Doper, saam met hom geloop het, alles gesien wat met hom gebeur het, die kruisiging en die hemelvaart gesien het, die begraf, die opstanding en die hemelvaart gesien het. Daai dinge, as hy dit gesien het, dan kan hy apostel word. OK, so die vereistes, ooggetuie, doop van Johannes, fisiese teenwoordigheid deur die in die bediening, en wie word gekies? Daar's natuurlik baie meer disippels as net die 12 gewees, daar's honderde disippels gewees, so uit die ander disippels moet hulle iemand kies, en hulle kies toe vir Matthias. So Matthias word nou die 12de apostel. Paulus se kwalifikasies aan die ander kant is natuurlik 'n self-aangestelde, of 'n self-erkende, of 'n self-erkende visioen. Nou skryf Paulus, en laaste van almal het hy ook aan my verskyn, soos aan een wat buite tyd gebore is. 1 Korintiërs 15:8. En ek het dit ontvang deur 'n openbaring, nie van enige mens nie. Galasiërs 1:12. So Paulus se aanspraak sê dat na die opstandingsvisioen op die Damaskuspad, wat jy in Handelinge 9 lees, is daar geen getuie daarvan nie. Hy het geen bedieningstyd gehad saam met Yeshua dat hulle kan sien hy doen die regte ding nie. Hy het nie die doop gesien nie, hy het nie die opstanding gesien nie, hy het nie die hemelvaart gesien nie. So daai tydperk het hy niks bygewoon nie. Inteendeel, 14 jaar na Yeshua se hemelvaart kom Paulus eers op die toneel. 14 jaar daarna. Die kwalifikasie is dus Yeshua se standaard in Handelinge 1:22, volle 3 jaar bediening as 'n ooggetuie. Paulus se werklikheid, niks. Uitspraak, mislukking. Tweede standaard, hy moet gedoop wees, maar hy moet die doop van gesien het van Johannes die Doper, en die opstanding en die hemelvaart gesien het. Paulus se werklikheid, hy het slegs 'n visioen van 'n lig en 'n stem gehoor wat met hom praat. Hy was nie 'n fisiese metgesel van Jesus in daai tyd nie, hy het 14 jaar later eers uitgekom, en dan was hy nog 'n solo trip in die woestyn ergens gewees. En is hy gekies deur die bestaande 11? Nee, Paulus is nie deur die bestaande 11 gekies nie, hy het homself as apostel verklaar. Paulus, 13de apostel, wiskundig maak dit nie sin nie. Jerusalem het 12 poorte. 12 poorte. 13? Pas nie in nie. Paulus dwing homself hierin. Jy sien, ek is nie 'n apostel nie. Ek het nie Yeshua ons, of hy vra in 1 Korintiërs 9 vers 1. Is ek nie 'n apostel nie? Het ek nie ons meester gesien nie? Nee, Paulus. Jy het 'n lig en 'n stem gesien. Jy het 'n lig gesien en 'n stem gehoor. Ja, die apostels het 'n opgestane vlees gesien. Hulle het vlees en been gesien. Thomas het nog daaraan gevat, sy hand in die gate gedruk. Yeshua het vlees. Hy sê nog vir die apostels, gee vir my brood dat ek saam met julle eet.
vlees en been kan mos nie eet nie. So Yeshua se getuies is aanraakbare liggaam. Yeshua, as hy kom of as hy aan jou verskyn, sal dit 'n tasbare liggaam wees, want dit is wie hy is, dis hoe hy opgestaan het. Johannes 20:27. Paulus se Yeshua of Jesus is 'n onbewysbare visioen. Hy sê daar was manne saam met hom, maar niemand van daai manne het ooit 'n brief geskryf of ooit kom getuig. Niemand weet van hulle of wie hulle is, waar hulle is nie. So wat maak ons hiermee? Met al hierdie bewyse gelewer, waar laat dit ons dan nou met Paulus? As ons kyk na wat die Christenkerke doen, meer as 50.000 erkende Christelike denominasies, verskille, daar's nie eenheid nie. Hoekom? Want daar's nie 'n eenheidsleerstelling wat hulle bymekaar hou nie. Daar's nie 'n wet wat hulle almal bymekaar hou nie. Hoe lyk dit? Wat gaan met die Christene aan? Daar's hoereerdery in die kerk. Hierdie ou sal sê hy's 'n gelowige. 'n Man sal sê nee, ek's 'n gelowige, maar hy sê alledaagse lewe wys dit nie. Ekskuus, ek lag want ek dink aan 'n grappie oor die pastoor wat is eintlik maar 'n sendeling wat sy fiets iewers verloor het en Sondag preek hy in die kerk en hy preek oor die slegte vroue. En toe hy so praat van die slegte vroue, die mense wat die slegte vroue kom toe sê, onthou ek waar ek my fiets gelos het. Jy sien, dis algemene dinge in die Christelike kerk. Daar's nie eenheid nie. Ja, daar is mense in die Christelike kerk wat die wetlike aspekte van die Torah onderhou, die dinge wat God wil hê ons nou nog moet doen, die goeie dinge doen. Maar nou sit hulle op 'n Sondag in die kerk, hulle verontagsaam die Shabbat. Wat 'n teken is. Esegiel 20 vers 12 en vers 20. Die Sabbat is die teken tussen my en jou, sê Jehova ons God, dat ek jou verlosser is, dat ek jou sal regverdig. Dis die teken tussen my en jou, dat ek jou God is. Sondag, se Rooms-Katolieke kerk, hulle sê, ons het Sondag ingestel, en die bewys dat ons mag het, bo God op hierdie aarde, is al die protestante wat Sondag hou, ten spyte daarvan dat dit nêrens in die Bybel beskikbaar is nie. Wat maak julle daarmee? Wat maak julle daarmee? Goed, met die volgende keer kyk ons na ander aspekte van wat die Christendom verkeerd verstaan en heeltemal verkeerd interpreteer. Shalom, onthou. Lewe 'n lewe van regverdigheid en geregtigheid. Dis God se wil. Dis die Vader se wil om sy wette na te kom. Dis wat sy wette sê. Kyk na die arme en die weduwee en die wese. Dis jou plig. Dis een van die Torah wette. Soek waarheid. Want solank as wat jy waarheid soek, sal jy nie mislei word nie. En hou die Shabbat. Dis die teken dat God, Jahweh, jou God is. Shalom.